in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus, wat die hoof is van die kerk, sy liggaam wat die gemeente is. Soos jy weet, is ek besig om te praat oor die kerk en die feit dat elke weergebore gelowige deel is van die liggaam van Jesus Christus. En die Bybel sê, die liggaam van Jesus Christus wat sy gemeente is die volheid van God wat alles in almal vervul. Met ander woorde, al die behoeftes van al die mense word vervul deur die liggaam van Jesus Christus, as die liggaam van Jesus Christus funksioneer soos wat God dit aanvanklik beplan het. Okay, en ek het vir u gewys, ons het daarna gekyk 'n klomp keer nou al, dat die liggaam van Jesus bestaan nie uit een lid nie, maar uit baie lede. En ons het ook gesien dat die hand, hy noem 'n klomp van die ledemate, en dan praat hy van die hand, en hy praat van die voet, en hy praat van die oor, en hy praat van die mond, en hy praat van die reuk. En uiteindelik sê Paulus, hy sê, almal moet gelyke sorg dra, en daar moet geen verdeeldheid wees in die liggaam van Jesus Christus nie. Die werklike feit is dit, dat elke mens wat weergebore is deel van die liggaam van Jesus Christus, en ons is onlosmaaklik deel van mekaar, en ons is veronderstel om mekaar aan te vul, en om mekaar te ondersteun. En ek het verder gewys daarop, dat die Bybel praat van die ledemate wat met mekaar praat. Hy sê die oor kan nie vir die oog sê, en die voet kan nie vir die hand sê nie. Nou, ons weet die liggaam kan nie met mekaar praat nie. So hy praat van mense, hy praat van bedienaars, apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, en so is daar nog 'n hele klomp ander bedieninge wat deel is van die liggaam van Jesus Christus. Nou, wat belangrik is dit? Hy sê, dit is belangrik dat die liggaamsdele met mekaar sal praat. Dis lewensbelangrik, dat ons nie van mekaar net praat nie, maar dat ons met mekaar praat. En as ons van mekaar praat, moet ons versigtig wees om mekaar nie te kritiseer nie, laat ons nie negatiewe goede van mekaar sê nie, want enige iemand wat negatief is oor enige een van die liggaam van Jesus Christus, enige ander bedienaar, is besig om negatief te wees teenoor die hoof van die liggaam en ook teenoor homself, en hy is besig om homself te benadeel, gruwelik te benadeel. Nou, dit is belangrik verder dat ons sal verstaan dat almal het 'n verskillende funksie, soos wat die oor en die oog en die voet en die hand verskillende funksies het, is daar verskillende verantwoordelikhede en verskillende funksies wat elke lid van die liggaam het, en dit is wat hy moet doen en moet uitleef en moet vervul. En ek het vir u daarop gewys dat Paulus, die baie bekende man van God, sê iets baie interessant. Hy sê, die Here het hom nie geroep om te doop nie. En ek het vir u gewys hoe 'n groot ophef ons as Pinkstermense gemaak het oor die doop, en dat ons bereid was en nog bereid is in baie opsigte om mekaar uit te roei, omdat ons nie saamstem oor die manier van doop nie. Maar Paulus praat en hy sê in Korintiërs, hy sê, die Here het my nie geroep om te doop nie, maar om die evangelie te preek. Nou dit klink snaaks, want die opdragte van Jesus Christus, van sy laaste opdragte voordat hy hemel toe is, het hy gesê, dat gaan hele wêreld in, verkondig die evangelie, en dan sê in dieselfde asem, en doop hulle en leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, die doop is onlosmaaklik deel van die evangelie. Maar ons moet verstaan, jy weet, baie keer is ons te geneig om te praat van, gee vir my die evangelie in 'n neute dop. Nou, jy kan nie so 'n groot saak in 'n neute dop indruk nie. Jy kan geen faset van die Bybel, geen openbaring kan jy in 'n neute dop indruk nie. Niks nie. Maar dit is so dat die Here wil hê dat elke een van ons moet spesialiseer. En Paulus, sy spesialiteit was gewees
om die woord van die Here te preek, die evangelie te preek, nie net vir die sondaars nie, maar ook vir die geredde mense, vir die wedergebore mense. Ons moet verstaan, die evangelie moet ook gepreek word vir die kerk. En ek is een van die predikers wat die evangelie vir die kerk preek. Mense het baie snaakse dinge wat hulle sê. Hulle dink die evangelie is net daar om sondaars tot bekering te lei. Dis nie so nie. En dan het hulle die snaakse ding gesê, om te, as jy moet nie in die kerk evangeliseer nie, want jy kan nie in die aquarium visvang nie. Dis mos nou, dis hoe hulle gesê het, jy moet vir die sondaars preek, en jy moet nie vir die sondaars die evangelie preek, in op die strate en buitekant, en nie vir die kerk nie. Maar ek sê vir die grootste deel van die evangelie moet ons preek vir die kerk. Die evangelie is goeie nuus. Die evangelie praat van die beloftes van God wat aan ons wettiglik behoort. Die evangelie praat van die afgehandelde werk van Jesus Christus, oor die nuwe skepingswaarhede, dat ons geen verlede meer het nie, en dat ons volkome is in hom, en so kan ek aangaan, maar ek wil nie daaroor praat vandag nie. Ek wil sê, daar is sekere goeders, wat elke een van ons afsonderlik moet preek, en ons moet op dit konsentreer, en ons moet respek hê vir al die ander mense wat met ons verskil, en wat 'n ander tipe werking het. Want daar's Paulus op 'n ander plek praat, en ek het 'n paar skrifte genoem, hy sê dat daar's verskillende werkinge. In Filippense sê hy, dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk. So daar's 'n verskillende werking van God in elke mens afsonderlik. Ons moet dit verstaan. Dit is nie by almal is nie geroep om te evangeliseer op die manier wat ons dit ken nie. Almal is nie geroep om te doop nie. Almal is nie geroep om vir mense die hande op te lê, dat vir die doping met die Heilige Gees nie. En ek het vir u gesê, of daarop gewys dat Paulus die eerste ontmoeting wat hy gehad het met Apollos, het iets gebeur wat snaaks is, en Paulus kon daardie situasie gebruik het om as 'n geleentheid, hy kon Apollos se verleentheid gebruik het as 'n geleentheid om bietjie beter te lyk voor die mense. Want dit is mos gewoonlik wat mense doen. Jy weet, mense, ons kritiseer ander predikers, en ons praat van ander predikers, en ons het allerhande goed wat ons te sê het oor mense, in plaas dat ons hulle ondersteun, en vir hulle bid, en doen wat die Here van ons verwag eintlik. Uiteindelik het dit gemaak, die feit dat Paulus die saak so reg hanteer het, en ek gaan nou vir dit lees, het hy gemaak dat Paulus, hy en Apollos, dat hulle 'n span gevorm het om saam te werk vir baie lank. In Korintiërs sê hy byvoorbeeld, hy sê, wie is Apollos en wie is Paulus anders as dienaars deur wie hulle gelowig geword het? En op 'n ander plek sê hy, ek het geplant en Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Nou om te plant beteken om die woord van die Here te preek. Om nat te maak beteken om die woord van die Here te verduidelik. Om te preek en te leer. Prediking is inspirasie, lering is informasie. Okay. En hy sê, ek het geplant en Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. En op 'n ander plek sê hy weer, hy sê, hierdie dinge, my broeders, het ek op myself en op Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle by ons kan leer om niets te dink wat dan nie geskryf is nie. So ek wys vir u, dat Paulus en Apollos het uiteindelik as 'n span gefunksioneer, omdat Paulus die eerste ontmoeting met Apollos reg hanteer het. Kom ek lees gou vir u, waarvan ek praat. Ons lees in Handelinge die 18de hoofstuk, lees ons vanaf vers 24. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandria gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom. En hy was magtig in die skrifte. Ek wil hê jy moet kyk na al hierdie pragtige eienskappe van hierdie man van God. Hy was magtig in die skrifte. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here. En vurig van gees het hy gespreek en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer.
Alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het, kan jy sien, daar's 'n beperking. Hy het net van die doop van Johannes geweet. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begine preek. Hy het vrymoediglik in die sinagoge begine preek. Hierdie man het 'n paar eienskappe. Hy's 'n welsprekende man, magtig in die skrifte, vurig van gees. Hy preek die woord van die Here met groot vrymoedigheid en hy het die weg van die Here noukeurig geleer. Nou, maar daar was iemand in die diens gewees, saam in een van sy dienste gewees, waar hy bedien het. In vers 26, kom ons lees weer daar. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek, maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeuriger die weg van God uitgelê. Ons moet verstaan, daar is 'n noukeurige weg, maar daar is definitief 'n noukeuriger weg. Daar is 'n uitnemender weg. Daar is 'n voortreffeliker weg. Die bottom line is, geen enkeling weet alles nie, het al die antwoorde nie, en kan alles doen nie. En God gebruik geen enkeling op elke gebied nie. Alright, kom ons lees verder. In die hoofstuk, die 19e hoofstuk. Onthou dus Apollos was nou klaar in Efese gewees, sê die Bybel. En vers 19, of hoofstuk 19 vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. Nou in die begin het ons gelees, Apollos was klaar in Efese gewees. Hy het in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra. Paulus vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Ja, dit is ernstig. Die hele Handelinge, die hele boodskap van Handelinge, was die uitstorting van die Heilige Gees en die werkinge van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. En hy was daar gewees, Apollos, en nou kom Paulus by die mense vir wie hy gepreek het, en hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle sê, ons weet nie eens geweet dat daar 'n Heilige Gees is nie. En Paulus sê nie wat die hedendaagse prediker sal doen, en sê, ek verstaan dan Apollos, daai smart ou, was hier gewees. Weet jy, baie mense het van my gepraat as the unteachable of untouchable teacher. Neerhalende goed wat ouens van my gesê het, oor hulle nie met my saamgestem het nie. En net so kon Paulus ook sê, die pragtige man, of hierdie wonderlike man, of hierdie geestelike reus, of hierdie goeie leraar, hoe is het moontlik dat hy julle nie geleer het dat daar 'n Heilige Gees is nie? Maar hy doen nie dit nie. Hy het heeltemal 'n ander gesindheid. Kom ek lees vir u. Hy sê, en hy het hulle gevra, ek herhaal weer vers 2, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Ons het net nog gelees, Paulus op die skrif sê, ja, Apollos het net geweet van die doop van Johannes. Okay. Daarom sê Paulus, Johannes het die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom sal kom, dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. Wonderlik. So Paulus doen hier iets wat die Here, wat Apollos nie gedoen het nie, want my verduideliking daarvoor, die aanvaarbaarste Bybelgebaseerde verduideliking daarvoor is net eenvoudig, dat dit was nie die sterkste werking van God in Apollos se lewe gewees en in sy bediening nie. Want is God wat in ons werk, en as God nie in jou iets werk nie, dan moet jy vrede maak daarmee. Dan moet ons vrede maak daarmee. Weet jy, dit was my voorreg gewees om baie jare terug
twee manne van God, twee van die grootste manne van God wat hierdie land ooit gesien en geken het, te ontmoet en in hulle dienste te wees, en ek het met die een persoonlik gepraat. Dit is pastoor Philip Gerber, wat daar in die hemel is, en Rassie Erasmus. Nou, jy het al gehoor dat ek kom in die kerke wêreld en in die familie van die Here vanaf ek 'n klein laaitie is. En ek was baie nuuskierig altyd gewees, hoe die goed werk, en is daar 'n beter plan, en is daar 'n beter manier. En hierdie twee, terwyl het ons vir ek en op die een pastoor wat saam met hulle was, ek het nie met pastoor Philip Gerber persoonlik gepraat nie, maar ek het 'n paar van sy kassette geluister, en ek was in sy dienste gewees, en hy het gesê, as die kerk van Jesus Christus by die volheid van God wil uitkom, sal hulle weer die verskillende bedieninge moet erken. Bottom line. Toe ons vir Rassie vra, Rassie, daar gaan nou soveel goede aan in die kerkwêreld. Allerhande geleide hoor ons nou. Wat sê jy? Toe sê hy, ou broer, voordat die kerk van Jesus Christus nie die verskillende bedieninge erken nie, is ons op pad na nêrens. Alright, en dit is so. Kom ons lees die Bybel. Dit is so dat ons moet verstaan, selfs daai groot manne van God het hulle beperkings gehad. En dit is God se plan om net 'n spesifieke stukkie in elke een afsonderlik te werk en net 'n stukkie openbaring vir elke een te gee. En op die manier is God besig om ons almal vriendelik te verplig om na mekaar te bly luister. En as jy 'n houdingkie het oor dit wat God in my werk, gaan jy sonder daardie werking en sonder daardie bydrae wat ek moet lewer, sal jy moet klaarkom. Dit beteken, jy gaan in beperkings bly lewe en daar gaan kom onbeantwoorde vrae ook in jou lewe wees. Alright, kom ons kyk bietjie verder na iets anders. Net om nog 'n bewys van hoe dat God sekere manne magtiglik gebruik in sekere opsigte, maar het ook hulle beperkings. Handelinge, die 8ste hoofstuk. Die 8ste hoofstuk, vers 5. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En daar was 'n ander ouetjie gewees, en 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, luister mooi, hierdie towenaar het die volk Samaria so verbuister. Die Bybel sê, groot en klein het hom aangehang, en luister wat noem hulle hom. Hy sê, en almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. En net daarna sê die Bybel, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaan uit die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En ook Simon het self gelowig geword, en die Here het hom bevry en verlos. Maar nou gebeur iets anders. Kyk mooi. Vers 14, en toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur, en hulle het afgekom, en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Oké, nou, hulle het toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou kyk hierso. Die vraag wat gevra word is eenvoudig. Hierdie man van God, Filippus, doen wonders en tekens en duiwels word uitgedryf en selfs die grootste towenaar in die omgewing
wat die hele volk verbuister het, so verbuister het, dat hulle van hom sê, hy is die groot krag van God, selfs hy kom tot bekering. En hy het vir 'n tyd lang saam met Filippus gebly. Maar toe die apostels, Petrus en Johannes, hoor van die herlewing en wat plaasvind in Samaria, het hulle gekom om te doen, sê ek, wat die Here nie in Filippus gewerk het nie. En dit is om die mense die hande op te lê, sodat hulle gevul kan word of gedoop kan word met die Heilige Gees. Nou weet jy wat, ek het 'n praktiese voorbeeld van presies dit wat gebeur het. Nou, jy weet, ek het iemand, ons het in die week wat verby is, het ons vir die eerste keer in my plek, waar ek nou bly, het ons huiskerk gehou, huisdiens gehou. En daar was iemand teenwoordig wat al vir 'n geruime tyd my vriend is. En ek het hom gedoop ook. Maar omdat dit nie die sterkste werking by my is, om vir mense te bid vir die doop met die Heilige Gees nie, het ek nooit soveel aandag aan dit gegee nie. Dis die wat ek nou gelees het vir u, is my verduideliking of my verskoning wat ek aanbied ter versagting, dat mense nie dink ek doen ook 'n halwe job nie. Alright, dat God werk nie in ons almal dieselfde werking nie. Alright, tot volgende keer. Baie dankie, u is geseënd in Jesus naam.